Van DSV kuier Fiesta by hierdie dorp langs die Oranje rivier in die Karoo, wat verjaar 'n groot feesjaar beleef. Dis nie aldag dat Fiesta die voorreg het om nuwe dorpe in Suid-Afrika te ontdek nie. En na 10 jaar op die kassie gebeur dit nog steeds. Hierdie week kuier ons in die pragtige Noord-Kaap by 'n dorpie wat so amper sy mondigwording vier. My naam is Gerrie Pretorius en hierdie week kuier ons nêrens anders nie as by die 20 jaar bestaansvieringe van Orania. Met die bou van die Van der Kloof besproeiingskanale het die departement van waterwese besluit om 'n dorp naby die kanale te vestig om verblyf aan hulle werkers te verskaf. So het die dorpie Orania in 1963 tot stand gekom. Maar na amper 20 jaar was die bouwerk aan die kanale klaar en is die waterwese werkers na ander projekte oorgeplaas. Die eens lewendige dorp het stadig aan begin leegloop. In 1990 is Orania egter verkoop aan die nuutgestigte Orania Bestuursdienste en 'n nuwe era het begin. Die doel van hierdie fees is om Orania se 20ste verjaardag te vier, maar ek dink is iets groter as dit. Orania is ook nou by 'n historiese punt. Die afgelope 20 jaar is 'n baie ou nedersetting wat deur die departement van waterwese dekades gelede gebou is, om skep in wat ons noem 'n meer modeldorp wat goed funksioneer, wat mense meer en meer kan huisves, wat 'n goeie toerisme sektor het, ekonomies sterk is en wat baie meer selfstandig funksioneer. Die vraag nou rondom die 20ste verjaardag is, wat is volgende? En dit is waarmee ons ook besig is op hierdie stadium, om te vra wat van die volgende 20 jaar. So ons 20ste verjaardag is 'n historiese geleentheid, want Orania het nou tot by 'n sekere punt van ontwikkeling gekom en ons sê nou wat volgende. En ons gaan in die volgende paar dae lekker fees hou en lekker verjaardag herdenk, maar ons gaan ook vir onsself afvra, wat doen ons nou om van Orania 'n groter gemeenskap te maak, waar baie meer mense heen kan kom, waar baie meer mense kan kom bly, baie meer mense kan kom vakansie hou. Wat is al dus wat ons wil bereik in die volgende paar jaar? Die fees is deur die hele Orania verkondig met 'n straatoptog. Die straatoptog is gelei deur die strate van Orania tot by die plaaslike skougronde, waar die dorp gereed gemaak het om hulle skou af te skop. En toe is die skou wat deel uitmaak van die 20-jarige feesvieringe amptelik geopen. Ek sou skat ons is nou so tussen 900 en 1000 inwoners. Ons het natuurlik gegroei van 0 in 1991 wat dit 'n pioniersdorp was. Die inwoners is nog nie so baie nie, maar ons ondersteuningsbasis buite is baie groot. Ons ondersteuners tel waarskynlik nou al so op 12000 persone. In Orania word daar sommer nog gereeld jukskei gespeel en dit is lekker om te sien dat 'n tradisionele sport nog so gewild is. Jukskei het ontstaan uit die ou boeretransportryers. Hulle het vir tydverdryf het hulle die skeie uit die jukke uitgehaal en dan penne in die grond gesteek en daarna gegooi. Dit moet na aanleiding wees van die ou Amerikaanse spel waar hulle die perdehoewe na 'n pen gooi en so voort, om te kyk of hulle die hoef van die perd om die pen kan gooi. Nou jukskei is natuurlik nou al heelwat jare die enigste boeresport of volkseie sport hier in Suid-Afrika. En die Fiesta span het beslis ook nie die geleentheid laat verbygaan om vir Orania en sy omgewing van nader te leer ken nie. Die pekanindustrie het baie gegroei die afgelope tyd. Die pekanneute hier vir ons is maar 'n langtermynbedryf. Die manne in die bedryf sê dit neem tot 13 jaar vir gelykbreek, so dit is 'n langtermynbelegging. Maar ons begin nou die dividende daarop te kry. Ons het verlede jaar al reeds 100 ton pekanneute kon uitvoer en hierdie jaar sal dit waarskynlik nader aan 120 na 150 ton wees wat ons kan uitvoer. Ons het ook 'n redelike groot klomp lucerne wat hier verbou word. Dit gaan ook alles uit na die Suid- en Wes-Kaap hoofsaaklik. So dit is ook inkomste uit ander dele van die land. Toerisme groei baie goed met die pragtige nuwe hotel en al die ontwikkeling by die rivier
vind ons dat meer en meer mense wil kom vakansie hou in Orania, baie lekker, veilige, rustige atmosfeer waar hulle verseker is van goeie diens en al hoe meer nuuskieriges kom natuurlik ook kyk na Orania. Behalwe vir die lucern en pekanneute wat deel uitmaak van die boerderybedrywighede, spog die dorp ook met 'n juweelontwerper van formaat. Orania het begin met 'n vrou wat juwelierswinkel hier begin het en ek het by haar opleiding gekry ook sommer so maar op die boere manier in diensopleiding en sy het 'n hele paar van ons opgelei en van hulle het weer juwelierswinkels begin en ek is nou die een wat die langste is en die langste aangehou het. Ons maak juwele in goud en silwer. Ek verkies nogals om met edelstene en half-edelstene te werk. Maar die ding waarop ek die trotsste is Huguenote kruise. Dit is baie naby aan die Afrikaner skatkis. Dit is 'n kulturele kruis, kom saam met die Franse Hugenote in ons land. So dis op die oomblik ook die enigste ding wat ek adverteer. Jy luister na 'n spesiale uitsending van Radio Orania op 95.5. Ek is Christian van Sail en vandag vier ons stigtingsdag. Ons gaan nou luister na Janita Du Plessis. Radio Orania is een van ons groot lekkertes in Orania. Dit is ons eie plaaslike radiostasie. Dit is 'n gemeenskapstasie waar daar ongeveer 50 vrywilligers betrokke is met uitsendings, omroepers sowel as klanktegnisie en al die ander dinge wat nodig is. Dit fokus natuurlik op Orania se gemeenskap. Ons het lekker programme waar ons kan versoeke rig as iemand pakkie wil saamneem Pretoria toe of so. Ongeveer 40% van die programme is musiekprogramme en so ongeveer 60% is geselsprogramme of aktuele programme, nuus, allerhande aktuele onderwerpe wat bespreek word.